Goeiemôre, liewe vriende. Genigtig, dis lekker om terug te wees. En ek sien al die bekende gesigte en dis net lekker om hier saam met julle te wees, regtig. Ek kyk so oor julle en dan is ek dankbaar. Ek sien Tannie Gerrie is ook hierso. Welkom Tannie. Prop, dankie dat jy vir haar hiernatoe bring. Groot waardering daarvoor, hoor. Dis wonderlik om vir Tannie te sien. Ek kyk hier oor, dan dink ek ja, dis 'n groot voorreg wat ons het om ook 2026 te begin in die eike waar ons ook vir mekaar kom sê, maar hier is Christus alles en in almal. Maar vriende, ons het die aankondiginge wat ons moet voorhou en ons het ook nie goeie nuus wat ons met julle moet deel vanoggend nie. Dit is Epifanie Sondag. Ek sê dankie vir Elmarie wat in haar verlof gister hiernatoe gekom het en dankie vir Elbie dat julle met julle kreatiwiteit dit vir ons gee, die groen, die donkergroen, die liggroen. Hulle sê vir my, die wit simboliseer Jesus se teenwoordigheid, die donkergroen is ons volwassenes en die ligte groen is die kinders in die gemeente. Ek sien dit as groei ook. Ons gaan net nou 'n bietjie daaroor praat en terwyl Amanda hulle inkom, hulle is bietjie laat. Ons hou daarvan om gesien te word, né? Dis net 'n grap, hulle is nou so skaam, né? Maar hulle weet, ek is baie lief vir julle. Julle weet dit. Ek gaan deur die aankondiginge, ek wil 'n paar sake aan julle voorhou, soos met die kerkraad bespreek. Volgende Sondag, 11 Januarie, is ons eerste Sondag na Epifanie. Die oggenddiens word hanteer deur Dominee Johan. Dis ook die bevestiging van Dominee Adrian. Ek gaan net nou iets meer daaroor sê. Slegs 'n deurkollekte ten bate van ons gemeente se eie fondse en die kerkkantoor open maandagoggend 5 Januarie, dis môreoggend. Dis 8:00. Net seker maak. Maar dis so, ek gaan hier na my manuskrip toe, daar's 'n paar aankondigings wat ons wil byvoeg. Oom Bani Steyn, Sneeuberg 2 Klaradyn het slegte nuus met betrekking tot sy gesondheid gekry. Elmarie sterkte ook met jou pa, sê groete vir jou ma Judy. Ons dink aan julle, hoor, in hierdie tyd. Vriende, dan Tannie Elsa Trigard het geval. Ronel sit ook hier so vanoggend. Ronel, sterkte en seën vir julle. Sy het 'n skouer gebreek en sy is vanoggend oorlede, né? Ja, dit is 'n stuk geskiedenis wat die boek word toegemaak en ons kyk terug na die herinneringe. Ek en Johan sal haar kan onthou met die bederfies, Mariana, né? Onthou julle was ook bederf met beskuit. Ons het gereeld gekry. Johan het partykeer sommer 2 sakke gekry. Ek weet nie of dit omdat jy die lidmaat was, of dit in jou wijk was nie, maar ek hanteer nie, ek maak dis 'n grap. Dit was regtig 'n groot voorreg. Ek wonder wie gaan dit oorneem. Maar nou ja. Sterkte en seën ook vir julle ook in hierdie tyd. Julle gaan nou deur 'n klomp dinge moet loop en beweeg en ervaar. Daar is nog geen reëlings getref nie, net vir kennisname ook vir ons almal. Ek gaan deur dit, ek gaan net nou iets meer daaroor sê, verjaarsdae, 80 jaar en ouer op die 9de verjaar oom Otto Ferreira, dan word hy 84 en Tannie Baby Roberts word 82. En dan het ons 'n groot datum vandag. Tannie Elsa, oom Louis, baie geluk met julle 62ste huweliksherdenking. Wat 'n wonderlike ding. Oom, wat is die geheim van 62 jaar? Jy luister vir jou vrou. Goed, baie dankie. Het oom gehoor wat sy sê? Die sukses van 'n huwelik van 62 jaar is, sy sê, is jy luister vir jou vrou. baie geluk. Mag die Here vir julle seën en julle is vir ons 'n wonderlike voorbeeld. Julle is vir ons modelle as pasmaats. Ons is erg oor julle. Vriende, dan wil ek ook van die geleentheid gebruik maak en ek wil dankie sê vir my kollega Johan. Johan, dankie dat jy ingestaan het, dat ek met verlof kon gegaan het.
Vriende, so om alleen te wees is nie altyd maklik nie, maar ek sê vir jou baie, baie dankie. Baie dankie. Welkom ook aan Dominee Adriaan wat vandag ook weer hier is. Hy is van 1 Januarie af amptelik in diens van die Eike. Bevestiging is volgende Sondag. So asseblief, ons sal ook wel die uitnodigings deurstuur deur ons gemeentebedieningskommissie voorstel Jackie. Ek sien jy is ook daar. Maar ek wil julle met almal bring. Ons wil graag dit 'n mooi feestyd doen saam met hom ook. Sy ma gaan nie wees, ek aanvaar jou suster. Ja, ons moet hulle omarm met ons familieliefde en hulle moet tuis voel ook hier in die Eike. Maar nietemin baie welkom ook aan jou Adriaan en Johan, baie dankie. Maar vriende, soos ek gesê het, die groen is 'n simboliek vir my ook van groei. Dis 'n nuwe seisoen wat of wat begin en wat hier in die Eike plaasvind. 2 nuwe predikante. En 'n dominee wat op pensioen gaan. Karina, waar is my kierie? En ek wil vanoggend die geleentheid gebruik om die Christuskers aan te steek vir julle, kan ek sê, jy is nou al nie meer nuut nie, maar vir ons 2 nuwe predikante. En ek wil julle 2 moet hierheen kom en dan kom steek julle dit aan. Mag julle hulle ontvang met liefde en mag julle omvou en mag hulle welkom en tuis voel altyd. Adriaan, jy sal agterkom. Dis 'n wonderlike gemeente hierdie. Dankie. Ek sê vir julle baie dankie. Seën vir julle, hoor. Ons sien mekaar Dinsdagoggend, klokslag 9:30. Ons het al Woensdagoggend vergadering, Vrydagoggend vergadering gehad, ons 3 in die kerk, in die moederskamer. Ek vat hulle moederskamer toe. Wonderlike gesprekke gehad. Ja, ons is weer Dinsdag by mekaar. Dis 'n wonderlike geleentheid. Vriende, ek wil vra dat ons nou gaan stil word. Maar voordat ons dit doen, wil ek vir LJ, ek het dit hier opgeskryf, sê sterkte ook. Jy was, ek weet nie of LJ werk in die Oos-Kaap, dis die Almarie Schwenke van der Walt se man, hy werk in die Oos-Kaap, hy's net af en toe hierso. En sy pa is oorlede in hierdie tyd, as ek reg is, né? Sterkte ook vir julle, hoor. Ons dink aan julle, LJ. Seën vir julle. Hierdie erediens is in die naam van die Here. En kom ons gebruik hierdie geleentheid om ook net te wees in sy teenwoordigheid en die Gees toe te laat om ons vleisharte of ons klipharte vleisharte te maak. Kom ons word stil voor die Here. Ons stap hierdie nuwe jaar binne, nie met vrees nie, maar met geloof. Die God wat ons gedra het, gaan ons ook lei, vriende. Christus is voor ons, hy is in ons en met ons, nou en vorentoe. Amen. Kom ons sing lied 202, al die verse, ons sing dit tot eer van die Here.
gaan nou iets nuuts probeer doen. En ek wil, of van my kant af, maar ek wil vra julle samewerking aan ons. Ek kyk vinnig, Renée, Tinus, is dit julle dogter wat daar agter by julle sit? Die netbalspeelster van formaat. Daar uit Prieska se wêreld uit. Welkom julle. Is goed om julle ook te sien. Is dit julle seun wat daar langs is? Liewe mens, maar die kinders word groot. Tinus, julle kan trots wees. Ek gaan iets nuuts probeer doen vanoggend en ek wil hê julle moet my help. Johan doen dit maklik al, maar ek waag vanoggend. So julle ons gaan julle gaan 'n paar dinge hardop lees. Ek as voorganger gaan my gedeelte doen en dan die gemeente en so sal julle sien, dan doen ons dit so saam. Kom ons word stil en dan hoor ons ook wanneer ons met die Here praat. Die Eike familie, ons kom vandag om die grootheid van God te aanbid. Ons hoor die woord van die Here uit Efesiërs 3 vers 20 tot 21. Nou en tot in ewigheid. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here onse God, U is die ewige. Ja, Here, U is die een wat was, wat is en wat kom. U trou, Here, strek oor geslagte en U liefde, ja, U liefde het geen einde nie. Ons kom vanoggend met dankbare harte en ons bring ons lof aan U, o Here, want U het ons gedra deur die verlede en U gaan ons in 2026 ook kan dra. Ons dank U, Here, vir 2 nuwe dominees hier in Kuilsrivier, die Eike. Ja, Here, wat U aan hierdie gemeente toevertrou het en ons volmondig en heelhartig glo dat die Heilige Gees absoluut deel was toe daardie keuses gemaak is. Dankie vir Johan en Adrian se roeping, vir hulle gawes en hulle bereidwilligheid, Here, om U woord roekeloos te bedien. Mag volgende Sondag vir Adrian, Here, 'n heuglike dag wees, vol verwondering en heerlikheid. Ja, Here, ons bid vir elke lidmaat, waar hulle self ook al vandag bevind, daar by die huis, of by die werk, of op reis, of dalk in stilte. Ons vra, Here, wees naby aan elkeen. Ons wil ook vanoggend hulle wat siek is, Here, en hulle wat swak is, onder ons by U voete neersit. U ken elke naam. Ja, Here, U ken elke pyn. U ken elke vrees. Wees vir hulle die groot geneesheer. Ons bid vir almal, Here, wat verlies beleef het en wat op hierdie oomblik deur rou smart gaan. Ons dink aan hulle wat die nuus ook ontvang het van tannie Elsa se afsterwe. En ons is gebed, en ons as 'n lidmate bid, Here, dat U vingerpunt op hulle skouers sal laat rus. Want ons weet, Here, daardie leegte het nie altyd woorde nie. Troos hulle en dra hulle ook deur hierdie tyd. Here, ons bid vir die wat bekommerd is oor môre, bekommerd is oor 'n geliefde, oor wat onbekend is. Vervang angs met vrede, Here. Ons bring ook vanoggend na U lidmate wat stadig van U af weggedryf het. Roep hulle sagkens terug, Here, met U stem van genade. Skep vir ons nuwe moontlikhede in 2026. Maak vir ons die nuwe deure oop. Laat hierdie nuwe seisoen wat op ons wag, Here, dat ons reikhalsend daarna sal uitsien
en dat ons mekaar sal kan omarm met net die liefde wat die eike ken, daardie familieliefde, en leer ons om in geloof te leef. Seën elke betrokke lidmaat, Vader. Die wat dien, die wat gee, die wat bid, en die wat volhard. Vernuwe hulle krag en hulle vreugdes, Here. En vervul ons met u Heilige Gees. Maak ons ontvanklik vir u leiding en getrou, Here, in ons getuienis wat ons na buite toe dra. Bou u gemeente, bou vir Kuilse Vierde Eike, Here, 'n gemeente van hoop, gemeente van liefde en waarheid, tot eer van u naam. Aan u, o God, behoort die lof en die eer, die krag en die heerlikheid, nou tot in ewigheid. Amen. Vriende, ja, dit is 'n wonderlike dag. Ek sien my sussie sit daar agter in my swara. Dit is ook lekker om julle hier te hê. Ek gaan vir ons nou voor uit die woord van die God en ek gaan vir ons uit die Bybel uit lees. Efesiërs is hierdie wonderlike brief wat Paulus skryf daar aan die mense in Efese. En ja, hy skryf, hy begin met 'n daar in Efesiërs 2 of Efesiërs 3 die eerste vers, maar hy skryf vir die dienswerk aan die heidene. Dan praat hy daaroor en dan kom ons daarso by hierdie gebed wat by doen wat ons gaan voorhou, en dan in Efesiërs 4 dan praat hy oor die eenheid van die kerk. Hoe belangrik is dit? Weet julle hoe belangrik is die eenheid van die kerk? Daar is soveel onmin. Maar as ons net vir Jesus eerste sal stel, dan sal ons nie oor hierdie goedjies redekabel nie. Kom ons lees net daar vanaf vers 20, Efesiërs 3, vers 20-21, bladsy 253. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen vir ewig en ewig. Amen. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk mag het om eindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Dis 'n vers wat met my geresoneer het ook in hierdie vakansietyd. En die tema van vanoggend is, hoe groot is jou Jesus wat jy aanbid? Want as ons hier lees dat aan hom wat deur sy krag wat in ons werk mag het om oneindig meer te doen in alles wat ons bid of dink, dan sê dit vir ons, Jesus kan soveel meer doen. So spreek die Here. Soms, liewe vriende, kom God of kom ons grootste vraag oor die Here, dan wonder ons daaroor. Maar dan kom ons agter dat dit kom nie in die groot donderweer antwoorde wat ons soek, of vinnige blitse wat uit die hemel uit op ons neerstraal nie. Nee, allermins, vriende. Kom in 'n fluistering. Wanneer jy die woord oopmaak, veral in die Ou Testament, sal jy ook hoor, God kom in 'n fluistering na sy mense toe. Dit was vroegoggend op Stilbaai. Die wêreld was nog baie stil. Die rivier daar by Stilbaai, vriende, het so vir my gesê, ek is rustig. Hy vloei so rustig deur. Hy het gelê soos 'n asem wat vasgehou word. Hy was nie woelig nie. Maar hy was wyd en hy was diep. Die rivier op Stilbaai
het die hoogwater beleef van daardie dag. En langs my het my klein Josef, my dromertjie, my diepdenkertjie, my naamgenoot, klein Christian, gestaan. Ag, en julle moet nou nie vir my vies raak as ek dit met julle deel nie, want ek wil dit graag met julle deel. En ek is nie 'n oupa wat spog nie. Julle weet dit mos. Maar hy het daar langs my gestaan. En hy het net so gekyk. En hy het so oor die rivier gekyk. En het my handjie vasgehou, of my hand, ek het sy handjie vasgehou. Hy het nie gepraat nie. Hy het net gekyk. Lang gekyk. En toe sonder waarskuwing breek die stilte by daardie rivier, vriende. En hy sê vir my, oupa, terwyl hy so kyk, ek raak eintlik emosioneel. Oupa, Jesus sal Afrika gesond maak. En ek sê vir myself, en ek kyk vir sy ma, en ek sê, maar hierdie klein seentjie wat sulke goed sê, oupa, Jesus sal Afrika gesond maak. Vriende, toe volg die vraag wat my binneste laat stil word het. Oupa, glo oupa dit? Vriende, dit was nie net 'n seentjie se opmerking nie. Dit was 'n geloofsvraag daardie oggend, vriende. Nie wat glo jy nie, maar wie is Jesus vir jou regtig? En dit is die vraag waarmee ons 2026 moet binnestap. Hoe groot is jou Jesus wat jy aanbid? Vriende, hierdie vraag is nie net aan oupa gevra langs 'n rivier nie. Dis 'n vraag vir elke gelowige wat ver oggend hier sit en wat in hierdie week na die stromingsdiens gaan kyk. Dit is 'n vraag vir elke huis, vriende, vir elke gemeente in hierdie land en in hierdie wêreld. Nie glo jy in Jesus nie, maar hoe groot is die Jesus in wie jy glo? En presies hier kom Paulus, vriende, en dan vat hy ons vas op nie 'n slegte manier nie. Nie met 'n mening of 'n opinie nie, maar met die waarheid wat my en jou geloof rek. Die probleem, vriende, is nie Jesus se grootte nie. Efesiërs 3:20 sê nie God kan dalk meer doen nie, dalk sal hy dit kan meer doen nie. Nee, vriende, dit sê hy het mag om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of selfs kan bedink. Dit is wat God se woord vir ons sê. Hy het meer mag om oneindig meer te doen en as alles wat ek en jy bid. Glo jy dit? Of is ons twyfelaars? Die probleem lê nie dus by Jesus nie, vriende. Dit lê by ons prentjie oor Jesus. Ons het hom soms groot genoeg gemaak vir ons persoonlike nood. Kom ons sê dit vir mekaar. Maar te klein vir gemeenskappe, vir strukture, vir hierdie gewonde, stikkende kontinent in hierdie Afrika waarna ons kyk. Ek het probeer om vir Jesus groter te maak op daardie foto en net regs onder hom vir Afrika so klein, sien jy dit? Dit is hoe ons moet glo. Paulus herinner ons, vriende, God is groter as my en jou gebed. God is groter as ons gebede, vriende. Groter as ons denke, groter as ons vrese. Dit is nie ons nie. Dit is sy krag wat in en deur ons werk. Luister mooi na hierdie woorde. Deur sy krag wat in ons werk.
God se grootheid bly nie in die hemel nie. Dit word op aarde sigbaar, vriende. Hy doen nie net groot dinge vir ons nie, hy doen dit deur ons. Dis hoe ons dit lees vanoggend. Wanneer ons glo, word ons hande sy hande. Word ons stemme sy stemme. Ons gehoorsaamheid word sy instrument. Dit is hoe dit is. My kleinseun het nie gevra hoe Jesus Afrika gaan genees nie. Hy het nie gevra, oupa, hoe gaan ons dit gesond maak nie. Hy het net geglo dat hy dit kan doen. En hoekom hy dit daar gesê het, sal niemand van ons ooit kan weet nie. Sy ma het net gesê, sy staan in verwondering, want dit maak haar bang, dat hierdie seentjie sulke goed begin sê. Hulle praat nie in die huis daaroor nie. Ja, Jesus is eerste, maar om Afrika gesond te maak, glo hy dit. Hy het geglo, en hy glo nog steeds dat Jesus dit sal doen. Dit, vriende, is kindergeloof, onbeskaamd, roekelose geloof. Ons volwassenes, kom ons sê dit nou eerlik vir mekaar vanoggend, ons sien die statistieke, dan maak ons gevolgtrekkings en afleidings daarvan, en daaruit maak ons 'n besluit, en dan glo ons sien statistiek, vriende, kinders sien moontlikhede, hulle sien die geleenthede raak, ons sien geskiedenis, kinders sien 'n toekoms. Ons het geleer, vriende, om so versigtig te glo. Die skrif roep ons om vrymoedig te glo. Met vrymoedigheid jou hart beskikbaar te stel en sê, Here, ek wil in hierdie jaar myself vir u gee. Ek wil onvoorwaardelik in u voetspore volg, sonder al die hang-ups. Efesiërs 3:20 sê, God werk verby ons denke, vriende, maar nooit sonder ons nie. 'n Groot Jesus vra nie gemaklike geloof nie. Ek wil dit herhaal, 'n groot Jesus vra nie gemaklike geloof nie. Hy vra geloof in oorgawe. Jy kan nie net op die paviljoen sit en half glo en dink dit sal gebeur nie. Dis alles of niks. Alles of niks. Dit is die geloof wat in die eike gevier moet word. Vriende, 2026 lê vir ons voor. Dit lê vir ons voor soos 'n rivier. Ek sien myself nog steeds met kleinseun Christian daar staan voor hy Stilbaai rivier. En ek sê vir myself, dit is hoe 2026 vir ons moet lyk in die eike. Stil, oop, vol beloftes, vol 'n nuwe seisoen, wat my eintlik op my tone laat trippel van opgewondenheid, want ons gaan nie alleen in 2026 in nie, ons gaan saam met die Here. Die vraag is nie of dinge makliker gaan word nie, vriende. Die vraag is eerder, hoe groot is die Jesus wat jy aanbid en wat jy vertrou? 'n Klein Jesus vra min. Af en toe Sondag hier in die erediens. Ons gaan nie iets bydra nie, maar hierso net om my skuldgevoel. 'n Klein Jesus vra min, vriende, baie min. 'n Groot Jesus vra alles. Alles van jou, vriende. Maar dit gee vir jou lewe. Dit gee vir jou lewe. En daarom wil ek jou vanoggend uitdaag. As ek die Engelse woord mag gebruik, ek wil jou challenge met ek leef so. Ek is 'n lidmaat van Kuils Vierde Eike.
glo in Jesus Christus die Almagtige. Maar ek leef so, dis hoe ek wil leef. Hierdie is nie 'n slagspreuk nie, dis nie 'n slagspreuk nie, dis 'n besluit, 'n wilsbesluit, dis 'n keuse wat jy moet uitoefen in jou lewe. Dit beteken, ek bid nie net vir verandering nie. Ek word deel van God se verandering. Beteken, ek praat nie net oor hoop nie. Ek dra hoop. As ek sê, Jesus kan Afrika gesond maak, hy kan selfs vir Julius Malema 'n kragtadige bekering gee byvoorbeeld. Ek bid dit. Ek en my vrou, nie my vrou Bybelstudiegroep nie, ek en die Bybelstudiegroep het al baie daaroor gepraat. Ons bid dit. Dan leef ek môre anders as vandag. Ek leef anders môre as vandag. 2026 vra nie vir groter programme nie. En ek sê dit met ernstigheid vir julle vandag. Dit vra vir groter geloof. Dit vra nie vir meer aktiwiteite. Wat doen julle vir die kinders? Wat doen julle vir die jeug? Of waarmee is julle besig? Ja, ons doen dit. Ons is besig daarmee. Dit vra nie vir meer aktiwiteite, dit vra vir meer gehoorsaamheid, vriende. 'n Groot Jesus, hoor wat ek nou vandag sê, soek nie bewonderaars nie. Groot Jesus soek nie bewonderaars nie. Groot Jesus soek volgelinge. Hy soek volgelinge. As jou Jesus groot is, vriende, sal jou geloof sigbaar raak. In jou keuses, in jou tyd, jou woorde, in jou dade. Nie eendag nie, ja, sal môre nie eendag nie. Nie wanneer dinge beter sal raak nie. Nie eendag nie, nou. Vandag. Het vra om nou 'n keuse te maak. Wanneer iemand jou in 2026 dalk vra, glo jy regtig Jesus kan genees? Herstel. Glo jy regtig Jesus kan verander? Dan moet jou antwoord nie net gehoor word nie, vriende. Dit moet gesien word. Dit moet raak gesien word. Nie net ja, ek glo dit nie, maar ja, ek leef so. Ek leef so. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus Christus, U is groter as ons vrese. Groter as ons gebede, groter as ons begrip, Here. Ons bely dat ons U soms so klein maak in ons lewens, in ons denke, in ons verwagtinge, ons gehoorsaamheid. Ons kom vanoggend in nederige afhanklikheid en bid en vra, smeek, vergroot vandag ons geloof. Laat U krag weer in ons werk, Here. Ja, in ons huise. Hier in die gemeente, in ons land, en ons kontinent. En ons vra, Here, gebruik ons asseblief. En dat ons nie net sal terugsit en kyk, en 'n bewonderaar sal wees van U nie. Sodat Afrika genesing kan sien. Deur mense, Here, wat 'n groot Jesus aanbid en volg. Aan U behoort die heerlikheid, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Liewe vriende, ons dankoffers is by die deure. En ek gaan nou vra dat ons slotlied sing. Kom ons sing lied 281 vers 1, vers 2 en vers 3.
Mag die Here jou wat vir jou tot hier gedraai het, jou ook in 2026 vooruit lei. Mag sy lig jou pad verhelder en sy vrede jou hart bewaak. Sy gees jou geloof versterk. Gaan leef met hoop, gaan dien met liefde en wandel saam met God, want hy gaan voor jou uit. Amen.